Goeiemôre almal, hartlik welkom. Geliefdes, wanneer ons so bymekaar is, dan verklaar ons dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat ook trou bly tot in alle ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons Here, ons sê vir U baie dankie dat ons vanoggend by mekaar kan wees. Dankie vir elkeen wat hier is. En dit is duidelik dat ons oë op U gerig is, ons harte, om by U ware wysheid te leer. Die wysheid wat ons vertel hoe om te leef op U pad, op U spoor, wat U vir ons gee in U woord. Dat dit ons pad sal verlig, sodat ons regtig ware wysheid aan die dag sal lê. En ons sê vir U dankie, Here, dat U ons tot hier gebring het in ons lewens. Hier waar ons vir U weet en verstaan hoe dit is om op U pad te leef. Hier waar ons weet en verstaan hoe dit is om mekaar lief te hê. Hier waar ons weet dat dit ons opdrag is om so te leef dat mense van buite af ons sal insien en ons sal sien waar ons op die pad, op die weg, op U weg is. Maar ons het ook nou so pas geleer, Here, dat ons regtig nie waar moet in selftevredenheid terugval nie. Maar dat ons juist meer en meer altyd sal gehoorsaam wees, U naam sal verheerlik, liefde sal bewys en dat ons altyd meer en meer 'n lig sal wees wat skyn in die duisternis. En so bid ons, Here, vir ons as 'n gemeente, ook 'n gemeente wat spesifieke uitdagings het in ons omgewing, ook in ons kerkverband, klomp dinge wat op ons pad kom, gee dat ons in dit alles bewaar sal bly en juis meer en meer en meer sal word wat U wil hê dat ons moet wees. Maar ons bid ook vir elke lidmaat, Here, partykeer wanneer dit met ons goed gaan, dan vergeet ons. En partykeer wanneer dit met ons sleg gaan, dan twyfel ons. En so wil ons bid vir elkeen met wie dit goed gaan. En dankie sê, Here, dankie vir seëninge wat ons uit U hand ontvang. Gee dat ons dit nooit as vanselfsprekend sal aanvaar nie. Of dit nou aardse seëninge is, liggaamlike seëninge, en of dit nou geestelike seëninge is, wat ons van U af kry. Gee dat ons dit altyd sal raak sien, sal waardeer, sal dankie sê, en sal weet dat ons leef in totale afhanklikheid aan U. Maar ons bid ook vir hulle wat dit swaar het op een of ander manier. U klomp mense wat siek is. Ons weet van ons lidmate wat oud word, eensaam is. Mense wat deur allerlei aanvegtinge gaan, huwelike wat allerlei probleme het, probleme met kinders, probleme met ouers, by die werk, soveel dinge, Here, wat verhoudings wat verkeerd loop. Ons gebed is dat U elkeen van ons sal vashou en U leer ons eintlik, U leer ons eintlik dat terugslag daar is om ons in die geloof te versterk. En daarom bid ons dat U ons altyd deur in die geloof sal laat groei. Ons bid al hierdie dinge in totale afhanklikheid en vra dat U deur die Gees ons sal lei elke dag van ons lewens. Amen. Ek gaan vir ons lees 2 Tessalonisense. Hy is al 'n moeilike woord. Sê dit vir julle ook moeilik. Tessalonisense. 2 Tessalonisense 3 vers 1 tot 5. Ons het dit laasweek, is dieselfde teksgedeelte as verlede week, ek sal nou verduidelik, maar kom ons lees dit. Ten slotte, broers, bid vir ons, dat die woord van die Here vinnig sy loop sal neem, net soos by julle laat ek dit reg lees. Bid vir ons, dat die woord van die Here vinnig sy loop sal neem, en net soos by julle geprys sal word, dat ons gered sal word van die kwaadwillige en bose mense, want nie almal het die geloof nie. Maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en van die bose bewaar.
Deur die Here vertrou ons dat julle ook dit doen en sal aanhou doen wat ons julle beveel het. Hoor julle? Hierdie tema van dat julle sal doen en aanhou doen wat ons julle beveel het, die woord van die Here. En dan ons teksvers is vers 5. Mag die Here julle harte rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Mag die Here julle harte rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Dit is wat ons vandag aan gaan dink. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons hier by mekaar kan wees en dat ons nog steeds ons harte op U kan rig. Dankie vir die woord wat ons kon lees en gee dat dit ook in ons harte sal inslag vind oor hoe om te leef op U pad, ook deur die besluite wat ons neem. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Nou, broers en susters, ons is met die preektema tans besig om te kyk na die gedagte dat die disipel van die Here homself of haarself bewustelik rig op die belewing van God se liefde. Dis iets waarop ons siel, ons hart rig, is om iets te beleef en te verstaan van God se liefde. En dat ons juis op grond van hierdie liefde, sy liefde vir ons, weer sal gaan liefde gee. Dis die breër konteks van ons temas op die oomblik. Nou is daar nie vir vanoggend 'n spesifieke tema nie, maar ek wil baie graag aansluit by en uitbrei by dit wat Reinhard verlede Sondag hier vir ons voorgehou het. En die hoofsaak van wat ons gesien het, is dat daar in ons teksgedeelte gewys word op 'n gebed wat elke gelowige in sy hart behoort saam met hom te dra en te leef. Dat elke gelowige, dis die gebed, dat ons eintlik sal smeek, Here, rig my hart op U. Dit moet eintlik die gebed wees waarmee jy opstaan in die oggend. Dis die gebed waarmee jy gaan slaap in die aand. Here, help my om my hart, en mens weet mense hart is jou binnekant, jou siel, jou innerlike mens. Here, help my dra my dat my innerlike mens op U gerig sal wees. Ek wil nou nie eers daaroor uitbrei nie. Maar ons innerlike mens word so maklik gerig op my werk wat ek moet doen, my kinders en my wat ook al. Maar dat jy hierdie gebed sal hê, Here, rig my hart op U pad. Laat ek op U pad sal loop. En dan in die tweede plek daarmee saam, dat ons op hierdie pad sal volhard, soos wat Christus volhard het, die pad wat die Here vir hom gegee het om te loop, deur menswording, deur die kruis, deur alles heen. In hierdie preek het Reinhard 'n beeld gebruik om dit te verduidelik, naamlik die reëlings langs die pad. So hierdie gebed sê, Here, help my dat my hart deur die reëlings wat U gegee het op hierdie regte pad sal bly. Dat ek op U liefde gerig sal wees en die genade wat ek in Jesus leer ken het, dat ek dit sal onthou, dat ek dit sal beleef. En die preek het daaroor gegaan dat die woord loop vir ons voor. Die woord wys vir ons die pad. Die woord stel vir ons wat die reëlings is waarmee ons moet loop, of waar langs ons moet gaan. En toe verwys hy in die preek na die Van Reenen pas. Ek het juis onlangs daar langs gery. Toe hy daaroor praat, toe sien ek weer so in my gedagtes die pas. Al die vragmotors en wat ook al. Maar weet jy, daar langs daai pad, en hy verwys na die reëlings langs die pas, maar langs daai pas is daar nie net reëlings nie. Daar is ook sandputte. Massiewe traps, sandputte, waar vragmotors wat aan die wegloop geraak het, kan inry en tot stilstand kom, tot stilstand gebring word in daardie sandput. Dit is ook so. Toe ons daar af was daar juis een groot, massiewe vragmotor met sy sleepwa, wat in so 'n sandput, dis nie 'n foto daarvan nie, maar wat met in so 'n sandput ingery het.
Hy was diep weggesink. Hy het so half getwist, gewurm, so half skeef tot stilstand gekom. Maar sy vrag was behoue en die drywer was behoue. So toe ek daaraan dink, toe hy dit preek, dis besef ek, maar hier is eintlik nog 'n toepassing van hierdie teks. Oor hierdie konsep van jou hart wat gerig word op die Here en dat jy volhard op sy pad. En hierdie idee wat by my opgekom het, is iets soos, soms is ons lewens soos 'n weghol vragmotor. Daar's besluite wat ons neem en ons is volspoed met ons lewens op pad. En dan moet ons die hele tyd besluite neem en daar's besluite wat partykeer op ons afstorm. En partykeer het ons net nodig om tot stilstand te kom. Partykeer selfs nodig om tot stilstand geruk te word voor ons oor 'n afgrond gaan. Soos daai vragmotors. Net in daai sand, wag 'n bietjie. Wat nou, Here? Voor ons onsself te pletter loop. Toe ek so 'n bietjie gaan blaai in die Bybel en ek het afgekom op 'n stukkie wat iemand geskryf het. Ek het gesoek na geestelike sandputte. Iets wat jou kan gebruik wanneer jy in die lewe is om jou tot stilstand te roep, wanneer jy besluite moet neem hoe om vorentoe te gaan of wanneer jou lewe besig is om met jou weg te hardloop. Dinge wat vir jou kans gee om so 'n bietjie tot stilstand te kom, besluite te neem, heroorweeg, rigting vir jou hart te gee, aan te pas, jou weer in lyn te bring met God se wil. So ek het gaan soek na geestelike sandputte en ek het iets gekry, 'n klomp goed gekry. Daar's 8 sulke tekste wat ek raak geloop het. Daar's baie meer. En ek het dit by iemand anders ook gekry. Ek het nie sy naam gekry nie, maar iemand anders het dit ook geskryf. So ek gaan vanoggend bietjie anders wees as gewoonlik wanneer ons een teksgedeelte vat en dit verklaar. Ek gaan vir jou 8 gedeeltes verklaar, maar moenie worry nie, ek sal nie elkeen volledig doen soos vir 'n uur lank nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie daarna. Dis 'n bietjie 'n verklaring oor 8 teksverse wat ons help om onsself te evalueer en baie keer net onsself so 'n bietjie tot stilstand te bring sodat ons veilig op God se pad sal bly. En dit is wat jy op daai boekmerkie het wat ek vir jou uitgedeel het. Die 8 is daar en die basiese is daar. So, kom ons kyk daarna. Vraag 1 is die Bybelse toets. Sê die Here in sy woord iets oor hierdie saak wat in my lewe aan die gang is of oor hierdie besluit wat ek moet neem? Is daar iets wat die Here vir my sê, gaan staan net vir 'n oomblik stil in die Bybel wat hy vir my sê, gaan staan net 'n oomblik stil en dink hieroor. Dink hieroor. Daar's 'n teksverwysing na 2 Timoteus 3 vers 16. Daar staan, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek, sodat die persoon wat in diens van God is, volkome toegerus sal wees vir elke goeie werk. Broers en susters, ek gaan nie hierdie teks verklaar soos julle weet, ek het al baie verklaar. Theopneustos, God, die Bybel is geïnspireer. Die Bybel is God se stem waarmee hy met ons praat. So as jy die Bybel lees, soos wat jy my stem hoor, as jy die Bybel lees, hoor jy God se stem. En God sê vir ons iets in sy woord oor elke aspek van die lewe. Partykeer direk, partykeer indirek. Ek meen, die Bybel is 2000 jaar terug klaar geskryf. Toe daar niks geskryf gestaan, help my nou gou oor maanreise nie. Maar oor aliens. Maar jy kan in die Bybel gaan lees en vind dat die Here alles geskape het in die hemel op die aarde. En as daar aliens moes wees, dan moes Christus na hulle toe ook gaan. So ek weet nie waar aliens is nie. Maar die punt is, die Here gee vir ons in die woord direk of indirek. Praat gesagsvol daar. En hierdie woord doen 4 dinge. Dit onderrig ons in die waarheid. Beteken dit sê vir ons, hier is God se standaard
vir jou lewe. Ons het dit geleer, hier is die riglyne vir jou lewe. Ons het gelees in 1 Tessalonisense, ons lees dit in die wet, ons lees dit in Galasiërs, ons lees dit elke Sondag op een of ander manier. Hier is God se standaard vir jou lewe. Hier is God se pad. Ons ken dit, ons hoor dit, meeste van ons kry dit van moedersmelk af in. Maar die tweede ding wat hy doen, is om afwyking vir ons aan te wys. Hy sê vir ons, maar Abraham, daar, jy weet wat die Here sê, maar daar het jy afgewyk. Eintlik sê hy vir ons is almal sondaars. En ons kan nie dink en maak asof ons sondeloos is. Ons almal wyk een of ander manier af. Grootliks. En dan in die derde plek sê hy vir ons, hoe kan ons dit herstel? Hoe kan ons reggemaak word? Hoe kan ons in die regte verhouding met God gestel word? Natuurlik deur Jesus Christus, deur die geloof in hom. Maar ook wanneer ons van die pad afgedwaal het, dan kan ons tot stilstand kom en bely. Sê Here, hier het ek die pad byster geraak. Dankie dat U my tot stilstand bring. En dan leer hy ons ook hoe om te volhard. Hoe om op die regte pad te bly. So die vraag is, as jy voor die moeilike dinge in jou lewe kom, soek jy in die Bybel? Gaan soek jy? Wat sê die Here hieroor? Ek wil vir julle 'n voorbeeld gee. Ek moet nou nie aanstoot gee nie, ek weet nie waar iemand is wat aangespreek voel nie. Beplan jy om in te trek saam met jou verloofde voor jy getroud is? Sê die Here iets daaroor in die Bybel? Ja, inderdaad. Hy praat daaroor. En dit is 'n afwyking van sy standaard. So, as jy 'n besluit moet neem in jou lewe, gaan toets dit aan God se woord. Sê hy iets hieroor? Maak reg wat verkeerd is. So, dis die eerste een. Tweede een. Ons noem dit die geheimhoudingstoets. Teksverwysing is Johannes 8:12 wat sê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal lig hê wat lewe gee. Die bedoeling is eenvoudig, baie maklik. Sal ek tevrede wees as almal weet wat ek doen? Sal ek gelukkig wees as al my besluite oop en bloot voor my medemens lê? Ja, ek weet die Here weet alles. Ek weet dit. Maar as ek my optrede geheim wil hou, as my man nie mag weet nie, as my vrou nie mag weet nie, as my kinders nie mag weet nie, as die dominee nie mag weet nie. Dis die geheimhoudingstoets, né? Julle weet, ek sê altyd so 'n bietjie tong in die kies. Die Here was goed vir my, want hy het vir my 'n bakkie gegee wat opmerklik is. As ek by die kroeg gaan staan of by die casino, gaan julle almal weet ek is daar. Maar dit moet nie my bakkie wees wat my weghou nie. My liefde vir die Here moet maak dat ek nie dinge doen wat in die geheim gedoen moet word nie. Die derde toets is die navolgingswaardigheidstoets. Die teks wat hierna verwys 1 Timoteus 4:12. Maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Die konsep is so eenvoudig om te verstaan. Sal dit goed wees as ander mense jou voorbeeld volg? Julle weet, dis alles baie maklik as die lewe rustig en goed gaan. Maar as wanneer daar druk op jou pad kom, of versoekinge, dat 'n mens partykeer hierdie navolgingswaardige optrede verloor, né? Dink so 'n bietjie, wat is die manier waarop jy reageer of optree in die verkeer? As jy lekker rustig ry, is alles fyn. Maar die oomblik is 'n ou voor jou indruk. Of die oomblik as 'n taxi stop in die kruising. Wat is jou woorde? Wat is die gevoel in jou hart? Wat sê jou handgebare? As een van julle langs my sou stop waar ek kwaad word vir die taxi, sou ek 'n navolgingswaardige voorbeeld gee? As jou huweliksmaat jou kwaad maak,
As jou huweliksmaat jou kwaad maak, hoe kry jy hom of haar terug? Hoe reageer jy in gedrag? Woord en gedrag, liefde, geloof en reinheid. Julle weet, ons is almal veronderstel om evangeliseringsgesprekke te voer, maar van die slegste goed wat ek al gekry het wanneer ek die evangelie met ander mense deel, sê, jy weet, my pa was 'n ouderling, en as dit is hoe julle kerkmense is, wil ek nie 'n Christen wees nie. As dit is hoe kerkmense is, navolgingswaardigheidstoets, in hoeveel huwelike word daar nie geweld beoefen nie, fisiek of geestelik? Dit is onomwonde bewys dat as 'n kind kom uit 'n huis waar die pa of die ma op mekaar skreeu en vloek en slaan, daai kind dieselfde pad gaan loop. Ons praat baie van gender-based violence nou so daar. As jou kinders sien hoe jy met jou huweliksmaat maak, dink jy gee vir hulle 'n navolgingswaardige voorbeeld? Dis 'n toets wat die Here vir jou gee, jy so 'n oomblik tot stilstand te bring in 'n sandput van nadenke. Goed, 4de vraag, geestesgedrewenheid. Galasiërs 1:10. Klink dit nou of ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in die guns kom, as ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Broers en susters, groepsdruk is 'n vieslike ding. Groepsdruk is 'n lelike ding. En ons dink baie keer, groepsdruk gaan oor tieners in skool. Groepsdruk kom uit ons families uit, ons vriendekringe, uit by ons drinkebroers. Mense wat jou uitlok om altyd so naas moontlik aan die afgrond te loop as wat jy kan. Dis daai klomp wat jy sê, ag man, kom laat ons eet en drink en vrolik wees, môre sterf ons tog, wie sal in elk geval weet? Jy is mos jou eie baas, kom ons doen wat ook al. Mens sien dit in tye van versoeking. Sê nou maar jy sukkel finansiëel. Dan is die versoeking daar om te gaan dobbel. Of om te leen uit die kleinkas uit. Of iets te doen wat jy in elk geval nie deur die Gees gelei word nie. Galasiërs 6 vers 1-2. As iemand in een van der sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Dra mekaar se laste. Maar daar is ook 'n ander soort groepsdruk, die van die kultuur waarin ons leef. En almal hou nie daarvan om hierdie te hoor nie. Ons leef in 'n gesekulariseerde wêreld wat losgemaak is van God en sy woord, waar elkeen doen net wat hy of sy goed dink. Dis 'n lewe waar jy maar doen wat almal doen. Die algemene man op straat. Die mens se oë is die vensters na sy siel toe. Wat jy laat inkom, is wat hier binne gaan sit. Vind neerslag in jou hart, in jou siel. Ons leef in 'n tyd van informasieoorvloed en die sosiale media speel 'n geweldige rol in ons verstaan en ons persepsie van die lewe. Dit het 'n invloed op ons lewens en wêreldbeskouing. Die sosiale media is 'n tipe groepsdruk. Jong vrouens wil lyk soos housewives van somewhere. Manne wil lyk, wie wat, sal ek nou as voorbeeld gebruik. Soos jy net ons kinders, ons tieners nie, hulle ook, besonderlik. Maar ons almal. Julle weet, ons lewe in 'n wêreld waar die goeie dinge dikwels as boos voorgestel. O, jy is nog so oudtyds. Terwyl die slegte dinge as goed voorgestel word. Yes, let's go, ons doen dit.
Een van die sandputte wat die Here ons gee om ons tot stilstand te bring in ons lewens. Dis die vraag wat ons onsself moet vra. Doen ek wat ek doen omdat die Gees my inspireer of omdat daar een of ander invloed op my is wat my op hierdie pad lei? Volgende ene. Oeps, die sosiale media. Daar is hy. Struikelingstoets. Romeine 14. Ek hoop julle ken Romeine 14. Is julle nog wakker almal? Ken julle Romeine 14 waar daar gepraat word oor die vleis wat aan afgode geoffer was. Ek wil nie alles weer vertel nie. Maar daai tyd het ons die mense het hulle offer gebring na die tempel toe en dan is dit geoffer en dan het hulle die stukkie vleis, die blad of die bout of wat ook al gevat en geoffer vir die God en dan het hulle die res in die steakhouse daar by die tempel verkoop. Soos 'n restaurant. En jy kon gaan stukkie vleis koop. En nou is daar van die mense wat gaan en hulle gaan koop vleis daar, gaan Sondag na kerk en sê hey, ek is lus vir 'n stukkie steak. En dan is daar iemand anders wat pas 'n Christen geword het. Sê wat? Jy eet vleis wat aan afgode geoffer is. Jy dien nie afgode. Dit was 'n stryd nogal daai tyd. Ek het in my lewe 'n goeie vriend van my vir my een keer gevra, jong, ek gaan Checkers toe of wat ook al, wat ook al, en ek koop margarine en daar's 'n halal teken op. Kan ek dit, dis mos nou geoffer aan Allah. Kan ek dit maar eet? Kan ek maar koop? Nee, ons moet dit boykot, sê hy. Daai vraag word gehanteer in Romeine 14. En Paulus sê so iets soos, die aarde en alles wat daarop is, behoort aan die Here. Hy het alles gemaak. Asseblief. Jy weet ons, 'n afgod is 'n figment of your imagination. Bestaan nie. Eet. Enjoy. Behalwe as jy iemand anders sal laat struikel. Behalwe as jy iemand anders se geloof in gedrang sal bring. As jy deur jou optrede ander mense se geloof onder druk plaas, dan plaas jy jou broer of suster se welsyn eerste. Een voorbeeld, seker die niks doen wat jou broer aanstoot gee nie. Ek dink een van die voorbeelde hiervan is die gebruik van alkohol. Ek weet, daar's Christene wat dink elke alkoholdruppeltjie is sonde en jy moet 'n teetotaler wees. Ek dink nie so nie. Ek dink in die Bybel leer dit nie. Sê jy kan wyn gebruik of drank gebruik, nie misbruik nie, want hy sê moenie dronk word van wyn nie, maar wees gevul met die Heilige Gees. Maar vir party mense is drank 'n probleem. Mense wat alkoholiste is of was. En as so iemand by jou kom kuier, dis die toepassing van die vleisreël. As iemand by jou kom kuier, dan sit jy nie wyn voor of drank voor nie. Terwille van daai persoon, behalwe as hulle natuurlik nou sê, ons is nie meer daai probleem. Maar jy doen dit nie, sodat jy jou broer of suster laat struikel. Ons doen dit selfs, as jy nie weet nie, by die nagmaal. Wanneer die kelkies omkom, is daar wyn, maar jy sal sien, daar's party wat so ligte kleur het. Dis die druiwesap. Sodat jy nie hoef te struikel nie. Sodat ons niemand laat struikel nie. Die 6de toets is ons gewetenstoets. Daar staan Filippense 4, moet oor niks besorg wees nie, maar maak julle begeertes bekend en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Dis baie eenvoudig, broer en suster. As jy 'n besluit moet neem, as jy iets oorweeg, gaan in gebed na die Here toe. Vra vir hom om wysheid. Jakobus 1:5 sê, vra die Here sal vir jou wysheid gee as jy wysheid vra. En dan soek jy en dan wag jy vir wat? Jy gee nie 'n tree verder vorentoe voordat daar vrede in jou hart kom sit nie. Vrede. Die Here, ek wil hierdie besluit neem. Wat sê die woord? Wat sê die mense wat my gaan sien, die navolgingswaardige? Lê hierdie toetse aan. En voordat daar nie in jou hart vrede is, dat hierdie ding is wat God vir jou sê nie, dan doen jy dit nie. Klaar, finish, klaar, uit en gedaan. Jy doen dit nie. Daar's 'n caveat. Party mense kan hulle gewete so buig, en ek wil selfs die woord verkrag gebruik,
dat hulle naderhand sê, om iets wat ek wil doen, wat nou maar net my wil is die Here se wil. En dan sê, ja, ek weet die Here sê so, maar, in die oomblik as jy 'n maar by sit. En dan is dit nie God se wysheid nie, dan is dit jou eie raad wat jy neem. Ek het net hierdie week te maak gehad met 'n vrou, wat moeg is vir haar man. Hy het haar nie verneek nie, hy sorg goed vir haar, maar sy is net moeg, want hy stem nooit met haar saam nie. Ek is nou ek gaan nou loop. Hy ondersteun my nie. Gaan jy vrede in jou hart kan kry? As jy God se toets aangelê het, dit sê, jy mag skei as jou huweliksmaat jou verneek, wanneer hy of sy 'n ongelowige is en hy of sy wil skei, en wanneer daar violence is, geweld is, of hardheid van die hart. So as dit nie daai toets kan deurstaan nie, dan moet jy gaan regmaak. Volgende een is die heiligmakingstoets. Ek gaan nou klaarmaak, dit is daarom nie te lank nie. Heiligmakingstoets, en ek verwys na 2 Korintiërs 10:31. Daar's baie ander Bybelse verwysings. Die man wat die proef deurstaan het, is nie die een wat homself prys nie, maar wat deur die Here geprys word. Werk hierdie ding tot my heiligmaking? Werk dit om my nader aan die Here te bring? Maak dit, as ek hierdie besluit neem, sal die Here vir my sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Ek hoor meermale, of ek praat meermale daaroor, dat ek sê, 'n mens moet nie net 'n kerklidmaat wees nie. Jy moet 'n disipel wees. Jy volg in Jesus se voetspore. En dis die essensie van hierdie toets. As ek so besluit en so doen, gaan die Here vir my sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Julle weet, ek het dit in my eie lewe beleef. Ek is seker as jy eerlik is met jouself en met ander, gaan jy ook sê, terwyl jy in een of ander iets volhard wat jy weet is verkeerd, dan bou dit 'n muur tussen jou en God. Daar kom 'n skeiding. Daar kom 'n afstand. 'n Skans. Maar die oomblik as jy bely, met berou teruggaan, dan word daardie muur afgebreek deur Christus. En jy voel ook sommer weer naby aan die Here. Die volgende een is laat ek 'n voorbeeld gee. Hebreërs 10:25 sê, moenie van die gemeentelike byeenkomste wegbly, soos sommige van julle se gewoonte is nie. Ek sien dit. Ek is nie dominee, ek sien dit. Wanneer mense begin wegbly van die gemeentelike byeenkomste, die eredienste, word hulle al koeler. Hulle verval in slegte gewoontes. Die vrede van Filippense 1:5 ontwyk hulle. En dit spoel baie keer oor na ander dele van die lewe. En laastens, die hoogste toets, God se eer. 1 Korintiërs 10:31, of julle eet of drink, wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Broer en suster, ek en jy is geskape na die beeld van God. Ons noem dit die imago Dei. Ek en jy moet soos 'n skaduwee van die Here wees. Vertoon ons lewens hierdie skaduwee van die Here? Lyk dit asof ek en jy 'n klein afdruksel, asof ek en jy gemaak is van 'n templaat van die Here in ons lewens? Dis 'n eenvoudige, maar deurslaggewende toets vir die paaie van ons lewe. Kan mense ietsie van God raak sien in my, of nie? Dan sal almal weet dat jy die Here lief het, omdat hy jou eerste lief gehad het. Geliefdes, ek het vir julle daai kaartjie laat druk. Dankie Lydia. Is iets wat jy teen jou yskas kan sit of in jou Bybel los. Hierdie vrae en teksgedeeltes sal vir jou in jou lewe help om te dien as sandputte wat jou veilig opvang en jou tot stilstand bring wanneer dit nodig is. Gebruik dit asseblief. Gebruik dit. Dan gaan jou
kosbare geloofsvrag nie verlore gaan nie, al het jy met 'n paar stampe en stote tot stilstand gekom. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir al hierdie toerusting wat U vir ons gee, waardeur ons op U pad kan bly, binne die bane en selfs tot stilstand gebring word, wanneer dit nodig is. Gee dat ons in die krag van U Gees hierdie goed in ons lewens sal toepas. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Weet jy wat, broer en suster, al die besluite wat jy moet gaan neem, kan jy doen onder die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.